Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Gedoop in sy dood en opstanding. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Romeine hoofstuk 6 vers 3. Diegene wat deelgeneem het aan die plegtige ritueel van die doop, het alself beloof om te soek na die dinge wat daarbo is, waar Christus sit aan die regterhand van God, en het alself beloof om ernstig te werk vir die redding van sondaars. God vra diegene wat sy naam aanneem, hoe gebruik julle die kragte wat beskikbaar is deur die dood van my seun? Doen julle alles in julle vermoë om tot 'n groter hoogte in geestelike begrip te styg? Pas julle belangstelling en dade aan in ooreenstemming met die belangrike eise van die ewigheid? Die doop is 'n baie plegtige afstanddoening van die wêreld. Die self is deur belydenis dood vir 'n lewe van sonde. Die waters bedek die kandidaat, en in die teenwoordigheid van die hele hemelse heelal word die wederwysige belofte gemaak. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees word die mens in sy watergraf gelê, begrawe saam met Christus in die doop, en hy het die water opgewek om die nuwe lewe van loyaliteit aan God te lei. Die 3 groot magte in die hemel is getuies, hulle is onsigbaar, maar teenwoordig. Ons het vir die wêreld gesterf, ons is begrawe in die gelykenis van Christus se dood en opgewek in die gelykenis van sy opstanding, en ons moet 'n nuwe lewe lei. Ons lewe moet verbind wees met die lewe van Christus. In die eerste hoofstuk van 2 Petrus word die progressiewe werk in die Christelike lewe aangebied. Die hele hoofstuk is 'n les van diep belang. As die mens, deur die Christelike genadegawes te verkry, werk volgens die plan van vermeerdering, het God homself beloof om namens hom te werk volgens die plan vermenigvuldiging. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus onse Here. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 2. Die werk word voor elke siel uitgelê wat sy geloof in Jesus Christus deur die doop erken het. As ons getrou is aan ons gelofte, word daar vir ons 'n deur van kommunikasie met die hemel oopgemaak, 'n deur wat geen menslike hand of sataniese agentskap kan toemaak nie.